Right, so, hier agter my is 'n man wat met waterbuffels boer, nie lekker wane nie, maar hy het lekker wane, of moet ek sê lekker wane. So, hy gaan ons 'n bietjie vertel waarmee is hulle besig daar by Rietvlei en op die einde van die dag, hoe implementeer hulle die lekker wane en hoe dit hulle op die einde van die dag help om 'n bietjie kostes te bespaar en die ander goedjies waar dit ook 'n bietjie bygedra het en gehelp het. Kom ons gaan luister in. Hallo Jasper, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie self, Albert. Nee, kyk, ons kan nie kla nie. Die weer is daarom besig om op te klaar en die dinge begin mooi loop. Ja, So, eerste vraagie, Rietvlei. Jy het my nou al 'n bietjie vertel van die waterbuffels waarmee julle doenig is. Wat doen julle alles daar by Rietvlei op die plaas? ons spesialiseer in waterbuffel wat ons melk. Ons melk so 60 elke dag wat ons opstuur vir Babylon Storen en ons verkoop ons melk aan hulle. En dan het ons ook die eende en die kwartels en die gewone hoenders wat ons vir eiers aanhou. Maar ons hoofpassie is maar die waterbuffels wat ons daar so doen. Ek hoor julle laat hulle sommer aan halsbande rondloop en hulle is soos groot hondjies op die einde van die dag. Ja, daar is so 'n paar makkes wat ons traai onder weerhou, maar dit bly 'n buffel. Jy moet nie jou rug draai op hom nie. So, kom ons kom by julle gebruik nou hierdie lekker wane daar by julle. Verduidelik vir my bietjie, wat was die probleem gewees dat julle oorgeskakel het na die lekker wane toe? Ons het eers begin met een van hierdie tail G's wat jy hierso aan jou linkerkant sien. Om net die werkers 'n bietjie 'n beter vorm van vervoer te gee, want jy kan nie vir elke man 'n bakkie uitreik nie. En dit het so goed gewerk dat ons nog 2 van hierdie gewone lekker wane gekry het. Die Noddies, ja. Ja, en dit is 'n lekker eenvoudige, goedkoop vorm van vervoer as jy 'n klompie werkers het wat veral vir die hoenders werk dit baie goed. Jy kan jou eiers agterop sit. Ons sit ons voersakke vir die buffels op. So dis 'n baie lekker vorm van vervoer vir ons op die plaas. Meeste van die mense in die wêreld gebruik maar redelik side by sides. Wat was die probleem wat julle daarvoor het wat lekker waan julle help om op die einde van die dag eintlik maar te vergemaklik? Die feit dat jy dat jy elektrisiteit gebruik, dieseluitgawe, diesel is duur, raak net duurder, so En jou maintenance is ook seker 'n maintenance probleem. is baie duur. So ons het 'n side by side gehad. Hy kos ons geld met diesel, hy kos ons met reparasies geld. Die lekker wane in die Tail G's werk lekker. Ons Tail G, ons eerste ene, het ons eers na 2 jaar die batterye vervang. So hulle werk goed. Ek dink hulle is eenvoudig genoeg dat van jou onderste werker tot die belangrikste op die plaas met hulle kan ry. 'n Ander ding wat ek wil vra is, as 'n mens kyk na hierdie goeters, een van die groot vrae is maar natuurlik, gaan hy my die dag deurbring? So, julle gebruik dit nou redelik amper elke liewe dag. As jy hom in die aand laai en jy staan op, jy het nie eintlik 'n stres dat hy gaan doodloop deur die dag jy hou vir jou. Ja, soos ek sê, ons het nou een al gehad wat ons nou die batterye vervang het, maar dis nou na 'n volle 2 jaar. Die ander hou ons mooi deur die hele dag en glo my, hulle ry rond, hulle ry hulle kilos op die plaas. So, hulle hou goed. Ek dink hulle charge 'n volle nag en dan gee jy jou volle dag se ry. Hoor Jasper, dankie dat ek kan met jou kon gesels en geniet die res van die dag hier by die Protour. Baie dankie Albert, lekker dag vir jou ook. Right, so daar het jy dit. Lekker wane kan gebruik word van golfkarretjies dwars deur tot waterbuffels voer. Jy weet nooit waar jy hierdie ding kan implementeer nie. As jy meer wil uitvind oor lekker waan, kyk hier onder in die deskripsie, bel vir Pierneef, kom in kontak en kyk hoe hulle jou kan help om op die einde van die dag te bespaar. Want as jy bespaar, is dit geld in die saak. Daar stap op Pierneef, sien jy, altyd gretig om te help. As hy, dis Farm Spice, oor en uit.